Goeiemôre. Jy luister na die 21ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is om met volmaakte liefde lief te hê. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 6 tot 8. Ek het Vrydagoggend na C.S. Lewis verwys, wat gesê het, daar is iets onliefhebbaar in elke liewe een van ons. Dit is 'n skaakmat situasie, as jy al ooit van skaakmat gehoor het. In my ervaring is daar 3 ruimtes waar ons bewus word van hierdie skaakmat situasie en bewus word van die onliefhebbaarheid van ander en onsself. Kom ons begin by die voorbeeld wat die verste weg is van ons en dan beweeg ons al nader tot by die hartklop van ons liefde en haat. Dink aan iemand wat jou leed aangedoen het. Afhangend van hoe groot die skade is, of die oënskynlike skade, wat die persoon jou berokken het, is die laaste gevoel wat jy vir daardie persoon ooit kan hê, liefde. Hoe groter die skade, hoe verder weg is die gevoel van liefde, en groter die gevoel van weerstand, veragting of selfs haat. Dit maak die persoon uit ons natuurlike reaksie onliefhebbaar. Die enigste manier hoe ons hierby verby kan kom, myns insiens, is wanneer ons 'n liefde ontdek daar by die kruis van Christus. Toe Jesus gesê het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want dit neem liefde uit die verstaanshorison van gevoelsmatigheid na 'n plek toe van God se groter geregtigheid en 'n visie vir heelmaking en heelwording en transformasie. Daar, juis daar, is die onbegryplike liefde van God geopenbaar. Keer nou terug na hierdie woorde in Romeine 5. Ons wil dit vir onsself hê, maar nie werklik vir iemand anders nie. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Die tweede ruimte waaraan ek kan dink, is die huwelik, of ten minste die een of ander romantiese langtermynverhouding. Ek kan nou nie met beslisheid sê dat alle mense dit so beleef nie, maar heel dikwels is die persoon wat jy die heel liefste in die wêreld het, tegelyk die een wat jou die meeste en diepste kan ontstel. Ons ken almal die grappie van die egpaar wat hulle goue bruilof gevier het en droogweg opgemerk het dat hulle aan egskeiding nooit gedink het nie, maar aan moord wel. In die huwelik sien ons mekaar in die mooiste lig en aakligste ontmaskering. Dis moeilik om iemand volledig lief te hê. Wanneer ons egter 'n ander persoon se onliefhebare dele nie liefhet nie, het ons die persoon tog net gedeeltelik lief. Gedeeltelike liefde is eg menslik, maar nie genoeg om langtermyn stabiele verhoudings te hê nie. Dit is nie 'n liefde wat alles oorkom, soos wat 1 Korintiërs 13 vir ons leer nie. Dan het ons 'n wonderlike verhouding as dit goed gaan, maar wanneer konflik uitbreek en ons onliefhebbare dele met 'n spoed na vore kom, spring allerlei lelike monsters onder beddens uit, of 'n stilte van diskonneksie daal neer wat mettertyd 'n koue huwelik word of 'n koue oorlog. 'n Magstryd, waar die een die ander wil wys wie kan die langste uithou of die aakligste word. Daar kom 'n onsigbare egskeiding, of uiteindelik 'n werklike een. 'n Ander soort liefde is nodig. Ek het in 2018 aan 'n liedvertaling gewerk by die Vonk werkgroep
wat hulle beywer vir die voortgesette ontwikkeling van klassieke kerkliedere. Die spesifieke nagmaalslied kom uit die Engelse liedereskat. Terwyl ek aan die vertaling gewerk het 'n aangrypende werklikheid van God se liefde by my opgekom. Kom ek deel die lied met julle, wat in 3 verse geskryf is, en kyk of julle kan hoor watter gedagte oor God se liefde my so aangegryp het. En nou, o Vader, denkend aan u Seun, wat ons gekoop, gered het aan die kruis, met hom wat vir ons pleit, ons ewige steun. Hier staan ons Heer, met net ons skuld bewys. Ja, in ons plek het Jesus daar gehang, die een volmaakte, ewige offerlam. Kyk Vader, kyk na Jesus se gesig, en sien ons raak in sy verlossingslig. Vergewe ons sonde elke dag, ons bid te min, vertrou op eie krag. Kom stel, tussen ons sonde en ons loon, die lyding van u Seun, hy was ons skoon. En nou, o Vader, leer ons om te sê dat net volmaakte liefde lief kan hê. Met hierdie nagmaal, bitter en so soet, wil u ons voed, van onheil ons behoed. U breek die mag van sonde, laat ons vry, in u teenwoordigheid vir ewig bly. Het jy daardie aspek van God se liefde gehoor? Dat net volmaakte liefde lief kan hê. Net volmaakte liefde kan waarlik en in geheel lief hê. Net met God se oneindige en onvoorwaardelike liefde in my, kan ek 'n ander in geheel lief hê. Die hele ander mens. Nie hou van alles nie, nie mal wees daaroor nie, nie verlief wees daarop nie. Maar lief hê met 'n goddelike liefde. Die derde ruimte waar ons uitgedaag word by die onliefhebaarheid van die mens, is dit die liefde vir onsself. Kyk, jy kan nog ander mense vermy, of jy kan mekaar nog in die huwelik vermy. Jy kan werk toe gaan, of in die tuin gaan stap, by 'n vriend gaan kuier, inkopies doen, of wat ook al, om 'n bietjie afstand te kry van jou wederhelf. Gaan visvang, of gaan jag. Maar hoe maak jy met jouself, indien jy jouself nie volledig lief kan hê nie? Hierdie ou liggaam is darem maar 'n klein kajuitjie om met iemand te deel, wat jy nie van hou nie, en nie kan lief hê nie. 'n Klein vertrekkie, om saam met iemand te leef, vir wie jy nie heeltemal lief is nie. Dit mag wees dat jy na hierdie oordeenking luister, en jy weet presies waarvan ek praat. Jy sukkel, om welke rede ook al, om jouself lief te hê. Maar jy mag dalk hier vanmôre luister, heel ingenome met jouself en dink, nee wat, ek het myself regtig lief, maklik lief. Maar dit laat my dink aan iets wat C.J. Langenhoven gesê het. Ek het my eenmaal voorgeneem om heeltemal opreg te wees en iedere man padlangs te sê wat ek van hom dink. Maar ek het die koers bedank toe my bure teen my ook begin opreg word het. Soms is dit nodig dat iemand anders vir ons die spieël ophou. Soos Nathan met Dawid gedoen het toe hy heel ingenome met homself was. En as jy met Petrus sou praat, sou hy 'n ander antwoord hê oor sy liefde vir homself voor die kruisdood van Jesus as daarna. Lees maar daagliks die 10 gebooie aandagtig deur en meet jou lewe daaraan. Meet jou lewe aan die groot gebod van Jesus. Meet jou lewe aan 1 Korintiërs 13 of die bergrede van Jesus in Matteus 5 tot 7 of selfs Galasiërs 5 in enkele verse daarin. En jy sal gou neerslagtig word. En ek sal besef, ek is onliefhebbaar. Maar dit is juis hier waar jy my nie verkeerd moet hoor vanmôre nie. Dit vat ons nie weg van liefde nie, maar van gedeeltelike liefde. Juis deur bewuswording van my volle self,
my allesomvattende liefhebbare en onliefhebbare self. Eers dan kan ek volledig verlos en herskep word. Ons selfkennis en selfbewussyn sal oppervlakkig en vals wees totdat ons bereid is om ons volle self, hoe gewillig of onwillig ook, in die teenwoordigheid van die Allerheiligste te bring. Dit waaroor ek trots is, maar in die besonder ook dit waaroor ek die skaamste is. As God my liefhet en aanvaar as 'n sondaar, hoe kan ek dan minder as dit doen, deur my volle self eers lief te hê? Sommige mense raak heel opstandig wanneer ons die gedagte opper, dat selfaanvaarding in God se teenwoordigheid van ons volle onliefhebbare self eers moet gebeur voor ons transformasie daarop kan volg. Maar dit kan nie anders nie. Deur onbewus en of oneerlik te bly oor ons gebroke, sondige self, is juis om aan daardie sondige en onvolledige en gebroke self meer mag en invloed te gee as wat dit behoort te hê. Dit is waarlik eers wanneer ons volle mens wees met ons volle sondige aard in die teenwoordigheid van die liefdevolle God kom, wat ons lief het net soos wat ons is, dan verloor die sonde mag oor ons. Omdat niks van ons buite die genade van God opereer en dis buite die verlossingskrag van die Here nie. Ons kan nie onsself voor die Here net gedeeltelik bring om net gedeeltelik verlos te word nie. As jy jouself nie liefhet in daardie onliefhebbare staat nie, sal jy jouself nooit later kan lief hê, wanneer die Here die transformasieproses in jou voortsit, totdat hy ons eendag kom haal nie. Jy sal jou beste self lief hê, en jou slegste deel of verag, of ontken, of wegsteek. En dit sal jou eendag inhaal, indien nie nou nie, op daardie dag wanneer alles geopenbaar sal word. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bid dat U ons sal help om met U liefde, U volmaakte liefde, lief te hê. In elkeen van die ruimtes waarin ons dit moeilik vind, om ander en onsself lief te hê. Ons staan voor die groot wonder van U liefde, groter as wat enige mens ooit kon uitdink. Al ons stories loop in ander rigtings, totdat U ons kom neem en by U kruis verbyneem. Eers daar, Here, maak ons storie en die storie van hierdie wêreld waarlik sin, vir die eerste keer sin, en op die enigste manier sin. Leer ons, Here, om met 'n volmaakte liefde lief te hê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.